jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou, jy's gemaak op 'n blauwdruk, alles is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal ouder, so kom wees jy net jy. Goeiedag geliefdes, op hierdie Woensdag so in die middel van die week, waar ons regtig op grond van die waarheid van die woord en die waarheid van die oorwinnende Christus onsself reg wil definieer. En 'n interessante en veelzeggende teks vandag is 1 Tessalonisense 5, en ek gaan die eerste 11 verse saam lees. Oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge sal gebeur, dis nou die wederkoms, is dit nie nodig om aan julle te skryf in die broers. Julle weet self maar al te goed dat die dag van die Here onverwags kom soos 'n dief in die nag. Wanneer die mense sê alles is rustig en veilig, sal die ondergang hulle skielik oorval soos geboortepyn in 'n swanger vrou en niemand sal ontkom nie. Maar broers, julle leef nie in die duisternis nie. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker bly en nugter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nugter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar om deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het terwille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. As ons onsself reg wil definieer in terme van hierdie woord en in terme van die waarheid en die oorwinning van Jesus Christus, dan moet ons sê, soos hierdie teks sê, ons is verlos. Verlos van die duisternis, eens en vir altyd, want ons is in die lig van Christus, ons lewe in die lig van Christus. Daar's baie gevare wat jou kan intrek in die duisternis, en Paulus kom sê net vir die gemeente, moenie dit doen nie. Hou vas aan wat julle het. Wat het hulle? Verlossing. Die bande van vroeër wat vasgeknyp het, wat vasgehou het, wat afgetrek het, is afgegooi. Daaroor het gister en eergister se dagstukkies gegaan. Veral gister sin van die vergifnis wat ons skoon gewas het. Paulus kom en hy sê daarmee saam, is daar 'n lewenswyse. En wat is kenmerkend van hierdie lewenswyse? Dis 'n lewenswyse van hoop. Paulus skryf nie hier dat wanneer Christus hy kom hy na 'n gepepel van sondaars toe nie. Dit sê nee, hy kom hier om sy vergeefde, verloste mense saam met hom te neem. Sodat aan die einde van vers 10 ons saam met hom kan lewe. Dit is waarop dit alles afstuur. Dit is waarop my en jou lewe afstuur. 'n lewe saam met hom. Dit is hoop. Dit is ware hoop. Dit is vaste hoop. Dis jou identiteit in Christus. Dis jou identiteit volgens die waarheid van die woord. So, in steede daarvan dat ons mekaar gedurig herinner aan mekaar se tekortkominge en ons eie tekortkominge, en hoe verskriklik die tyd is waarin ons lewe, of hoe ou vrees vir die toekoms, kom ons maak eerder moeite met wat Paulus hierdie gedeelte mee afsluit en hy sê, praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde. Watter woorde? Die woorde van verlossing. Die woorde van 'n identiteit hê van 'n verloste mens wees, wat op pad is om saam met Christus te leef. My Christenvriend, staan vas. Kyk op en kyk vorentoe. Verwag Christus. Leef die lig. En kom ons praat mekaar moed in, sodat ons almal met hoop vorentoe kan beweeg in die koninkryk van God. Dit is immers
om onsself reg te identifiseer. Shalom. Ek weet wat jy bedoel. Jy voel soms so eenkant, kry jy ook die gevoel. Jy staan hier aan die alleenkant. Ek wil hê jy moet mooi hoor, hoor wat ek probeer sê. Luister nou met 'n fyn oor, jy's gemaak net soos hy jou wou hê. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou. Jy's gemaak op 'n blou druk, alles is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees